En ek het laasweek met my en jou gepraat, hy begin by jou gedagtes, dis hoe 'n oorlog begin. As a man thinketh so easy. So hy val jou gedagte wêreld aan en dis waar hy kom. Hy gebruik woorde, hy gebruik omstandighede, hy gebruik sinsnede, hy gebruik wat ook al dit is teen jou. And the moment it penetrates your head, dit kom tussen jou ore, dan begin daai gedagtes posvat en dan begin jy daaroor praat en mediteer en dan begin jy goed daaroor sê. En dan sonder dat jy agterkom, maak jy deur daai woorde deure oop en toe, of jy leun in tot die belofte, of jy weerhou jou van 'n wonderwerk. Daar's soveel krag in jou woorde. En ek het nadat ek met ons gepraat het oor dit begin by jou gedagtes, dis die vyand se strategie. Hy val jou menswees aan, hy is agter jou identiteit. Want as hy jou kan bevraagteken, en ons het laasweek vir mekaar gesê, wat het die duiwel vir Jesus gesê? Die Vader het nou net gesê, jy's my seun en wie ek welbehaag het, nadat hy gedoop is. Toe kom die duiwel en hy sê vir hom, as jy die seun van God is, he will question your identity. Vanmôre gaan ek voort, en ek wil graag Spreuke 16:32 mee begin. Hy sê, wie sy meer kan beteel. Hierdie gaan 'n lekker een wees, want ons manne is ons hier meerig. Ek stap sommer saam met vinnig en iemand sê vir hom, hierdie is vir jou. Ja, kom hom hier, kom. Hy moenie, ek sê dit vir Floors. Hy sê daar so asof dit nie vir hom is nie. Wie sê hy meer kan beteel is sterker as die sterkste mens. Wie sy drange en emosies kan beheer, is magtiger as die magtig is. When you can control yourself in the midst of a war, om jouself te beheer wanneer jy gekonfronteer word om die geveg te wen. Ek sê dit gereeld, hoe ouer ek word, ek is nie meer lus vir beklei nie. Ek is nie lus vir moeilikheid nie. Ek is nie lus vir drama nie. En om een of ander rede dink die duiwel, my huis is 'n huis van drama. Hy dink gereeld, as hy my en my vrou net in konflik kan kry, en my kinders goed kan laat doen wat soos 'n klip in my skoen is, as hy net kan regkry om my daar kwaad te maak, want by die werk het ek 'n masker op, net soos julle. Jy het mos 'n gesiggie, jy het 'n werksgesiggie. Jy mag nie mou nie, mag nie grou nie, jy moet maar pligsgetrou moet jy doen wat jy moet doen, want jy werk mos vir dis mos ons operate, is dit nie? Maar nou kom jy by die huis, die mense wat eintlik jou liefde verdien is, waar jy die dik monster is, en die plek waar jy jou seer afpak, en is daar waar jy vinnig is, en is daar waar jy grimmig is, en is daar waar jy goed doen wat jy nie veronderstel is om te doen. Jy wil eintlik iemand by die werk gevloek het, maar jy kom by die huis, nou vloek jy die hond. Hy blaf vir die kat krap jou bank, jou vrou skree op die kat, wat die bank van net geskree is, die kinders sê, moenie die kat slaan nie, en daar begin jy skop die kat, jy klap jou hond, jy vloek jou vrou, en jy sê vir jou kinders, kamer toe! Sommige alles wat gelyktydig met jou gebeur. Ek besef, hier is een van die skrifte waarmee ek baie sê, hoe ouer ek word, en die lewe druk, hoe meer sukkel ek met sekere goed, soos my meer. I don't know why. Miskien is dit die onregverdigheid van die dag wat my krap. Miskien is omdat ek goed sien, goed hoor en goed van weet, wat ek het dit nie verwag, ek het dit nie geglo nie. En nou begin dit my so bietjie stelselmatig, een tik op 'n slag, begin dit my so bietjie, ietsie grimmig maak. Maar die wyse Salomo sê, if you want to be strong in this kingdom, in the midst of a war, jy moet jouself kan beheer. Nou die vyand is nie vlees en bloed nie. Ek het nodig om dit vir jou te sê, baie van ons fight mense. Jy fight jou vrou, jy fight jou kinders, jy fight jou baas. Jy fight 'n klomp goed wat jy kan sien. Ons fight mense. Jy word kwaad vir mense. Mense stel jou teleur. Ja, dis dit waar jou fight kom. Maar nou kom die woord van die Here, so Paulus skryf in Efesiërs, hy sê, you're not supposed to fight people. There's a spirit. Hy sê dit, die vyand is nie vlees en bloed nie, Efesiërs 6:12. Ek en jy is in 'n worstelstryd, ons is in 'n oorlog wat ons nie noodwendig kan sien nie, but we're not supposed to fight people.
Daar's owerhede, magte, wêreldheersers en hierdie domein is daar nog 'n dispensasie van duisternis wat vol bose geeste is. Die oomblik wanneer jy in die kerk die woordjie bose geeste begin sê, daai ouens is Ghostbusters. Moenie na daai kerk toe gaan nie, want hulle praat oor bose goed, hulle praat oor goed wat, jy kan nie oor dit praat nie, nee, ek glo nie in bose geeste, ek glo nie in gevalle engele, ek glo nie daai goede nie. My broers, as jy maar net in die geesteswêreld kon inkyk, as ek en jy net, toe maar, sit net vanaand 12 uur die ligte oor Klerksdorp aan, en dan sal jy sien hoeveel boosheid is daar, sal jy sien, wat se ryk man ry Pienarsdorp toe om vir 'n vrou daar langs die pad te gaan optel. Hulle noem hulle prostituie. Stap net in 'n lokaal en waar 'n ou besig is om sy papierwerk te kook of besig om 'n lieg te vertel sodat hy die transaksie kan klink en gaan kyk net wat se bose geeste manifesteer daar. Wie se beheer van jou gedagtes? Gaan kyk net hoe jy letterlik die vrou en wie jy kommitment gemaak het en vir God gesê het ek sal by haar bly tot die dood ons skei. Maar hoe slaap jy rond? Kyk wat se bose geeste is in beheer en is besig om ons land en ons menswees te regeer. Ek wonder net, as die Here in 'n oomblik kon vat en my lewe vandag hier kon afspeel en hier soos 'n film vir julle kon wys. Ek wonder as ek daar gestaan het en gekyk het na die film en die reaksie op julle gesigte, sou julle nog trots wees op my? Of sou ek skaam kry oor die goed wat ek doen wanneer niemand dit sien nie? Want wat ook al jy in die privaat doen, gaan eventually in die publiek uitkom. Met wat is jy besig? Want is jy op pad? En dis hoekom jy kwaad word vir ander mense. Want mense trap partykeer op ons tone. Ek het nou die dag 'n predikant hoor sê, hy het gesê, jy moes die Here mense gemaak het. Dis die kroon van sy skepping. Dis in sy beeld en gelykenis, is sy plan. Ek weet as bose mense, maar daai mense is nie boos gebore nie. Ons word in 'n sondige natuur gebore, maar jy word nie as 'n sondaar gebore nie. Jy begin sonde doen deur keuse. Die eerste keer wanneer jy toerekeningsvatbaar word en weet jy mag nie steel nie. En jy steel, dan doen jy sonde. You know it's wrong. Ek hoef nie vir jou te sê as jy iets verkeerd doen nie. Come on broers. Jy weet as jy iets doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Al steek jy dit weg, al verbloem jy dit, en al het dit al vir jou reg geword en jy jouself regverdig. You know when it's wrong. It's wrong. En dis hoekom die oorlog woed daar buite en die vyand kry lekker as ek en jy sonde doen, want dan is ons nie meer 'n bedreiging vir hom nie. Ons moet ophou mense fight en jy moet ophou om jou self te fight, want hier is dit, die grootste oorwinning is nie om ander te oorwin nie, maar is om jouself te oorwin. Is om jouself te begin sien soos God jou sien. Ek het dit daar op die bord gesit. Ware manlikheid is nie hoe aggressief jy is nie. Inteendeel, ek is van mening hoe ouer ek word, ware manlikheid word die beste tentoongestel iemand wat homself kan beheer. Ware krag is nie harde woorde, hoe ek my stem kan bulder en my vrou kan doodmaak en vir my personeel kan sê, shut up your face, I'm paying your salary. Nee, dis nie dit nie. 'n sagte hart, 'n hart wat getem is onder die leiding van die Heilige Gees, met Christus wat daarin bly. Jy sien, ware oorwinning in enige oorlog begin altyd met hoe jy jouself posisioneer. Onder wie se beheer? Want if Jesus is your Lord, you will do things differently. Jy sal goed anders sien, jy sal anders benader, jy sal anders daaroor voel. Maar ons moet selfbeheersing toepas. Dis wat die Bybel sê. Beheer jou oë, beheer jou ore, beheer jou mond. Ek praat nie eens van beheer jou talent en jou tyd en jou geld en ek praat nie eens van daardie aan, dis eksterne materialistiese elemente. I'm talking to you, flesh and blood. Pas op wat jy doen met jou sintuie wat God aan jou toevertrou het. God kom en hy gee ons nie net wapens nie, maar hy gee ons ook 'n wapenrusting. Baie mense soek net die guns, hulle soek net die wapens waarmee jy kan fight. Hoe gaan ek deur hierdie dag kom? Hoe gaan ek deur hierdie situasie kom? Hoe gaan ek deur hierdie ding kom? Ek soek die wapens. Nee. Everything started not with the weapons, it started with your dress code.
Hoe lyk jou wapenrusting? Hoe lyk dit wat jy aantrek nog lank voordat jy in die geveg is? Hoe gereed, hoe selfbeheer, hoe gefokus, hoe radikaal pak jy die dag en die dae aan? Hoe pak jy dit aan wat God jou mee vertrou? En dan kom hy sê dit is baie meer as net wapens. Dis die wapenrusting wat ek en jy aantrek. Daai wapenrusting maak dat jy staande kan bly om beskerm te kan word en natuurlik ook oorwinning te kan ervaar. En ek wil vinnig oor dit hardloop, dit mag vir jou common sense wees, but here's the thing, we still miss it. Eerstens hy begin met die gordel as waarheid. Paulus kom en dan skryf en sê, if you understand in the midst of the war, as jy staande wil bly in hierdie oorlog en selfbeheers wil funksioneer nog voordat jy 'n wapen opgetel het, voordat jy iets gedoen en gesê het, trek die gordel van waarheid aan. Jy sien, mans, ons verwar waarheid met gevoelens. Be careful for your feelings will lie to you. Nee, ek is nie meer lief vir die ou ding nie. Maar daai poppie wat nou by ons begin werk het. Jesus, ek het gevoel, as ek al sien, kry ek so warm gevoel hier op my bors. Twak man, jy pap op jou gemors. Wat is waarheid? Jou waarheid en God se waarheid is nie noodwendig dieselfde nie. So kom ons begin, kom ons kry God se waarheid, plaas hom intentioneel aan. En ek is so bly hy die belt het genoem, want dis tyd dat ons broeke weer aanhou, manne. Ons trek ons broek te vinnig uit. Partykeer vir vrouens, partykeer vir omstandighede, partykeer lieg jy vir jouself. Jy praat so dood oor jouself. Jy het net gehoor, jy het 'n kopseer. Nee, maar ek is vrot, ek moet gaan sit, ek is besig om dood te gaan. Hoor jy wat jy oor jouself sê? Die waarheid sê, ek sal lewe in die volheid van God sien. Ek sal 'n lank en 'n vol lewe hê. Goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. That's the truth. Nee, jy het net 3 dae oor, of jy het 3 maande oor. Ek eer die mediese, ek eer dit as 'n siekte toestand met jou gebeur. As ek sê eer, ek sê nie ek kan vaar dit nie. Ek eer genoeg dat God is in beheer en wat hy toelaat, sal in my lewe manifesteer. Kan ek 'n amen kry? Maar pas op vir jou gevoelens. Ons verruil baie keer God se waarheid vir hoe ek voel. Ag, ek het lekker gevoel toe ek die kar wou koop. En ek skuis al die motorhandelaars, ek love julle, karre moet julle verkoop asseblief. Inteendeel ons het verkoop te min, die tiendes moet op. Dis wat 'n gewone pastoor sou gesê het, nie ek nie. Net by the way. Maar dis om ons funksioneer. Here, bless my besigheid. Nou bless hy jou. Nou doen jy niks meer in die koninkryk nie. Wat se waarheid leef jy? Sit jy dan die beld aan van selfregverdiging en eie verryking? Sit jy die beld aan vir jou eie postuur en later is jy soos 'n wit gepleisterde grafsteen? No authority in the spirit. En jy verstaan, jy is besig om 'n oorlog te ontketen. Ek het dit in hierdie week vir 'n pa gesê, besef jy wat doen jy aan jou kind? Jy maak 'n onreg aan jou kind, jy bederf jou kind te veel. Hy was kwaad vir my, inteendeel, ek weet nie eens of ek hom ooit weer gaan sien nie, en teen gaan jy die stories al buite hoor. But I needed to say to him, jy het wat jy het. Jou karakter kan dit hanteer. Ek weet nie of jy weet wat die waarheid is en jou kind gaan dalk nooit kry wat jy het nie en dat jy iets in hom gemodelleer wat hy nie gaan weet nie en dan voel hy maak dit nie, hy's nie goed genoeg nie. You need to interpret life right. Broers, ons is rentmeesters. Jy maak 'n oorlog oor jou kind los. Hou op net geld indruk. Hou op net om goed te gee as jou kind dit nog nie kan hanteer nie. Inteendeel, jy moet jouself nie goed gee wat net in die garage en die kas gaan lê en stof opgaar nie. Het God gesê jy moet? Wat is sy waarheid? Trek daai beld aan en hou jouself in toom, hou jouself vas met daardie waarheid. Die borsharnas van geregtigheid. Hierdie is 'n belangrike een. Ons dink mos as ek presteer. Reg staan met God het niks met jou prestasies uit te waai nie. Beteken nie as jy goed doen in die lewe, vinnig hardloop, die hoogste sport bereik, die meeste van dit, al die boksies tik, dat dit jou reg staan met God gee. Ek het presteer, nou gaan die Here vir my sê, well done. Nee. Wanneer jy gehoorsaam is, wanneer ek en jy doen wat God vir ons sê, bring jouself in reg staan met God, nie op prestasies nie.
Hoe gehoorsaam jy is, maak dat jy die teken van tekens op jou dra. En dit het as 'n borsharnas, wat al die elemente wat belangrik is, beskerm. Jou hart, jou nier, jou long, jou pankreas. Baie ouens sal sê, ja, die borsharnas het nie agter 'n kant gehad nie, sodat ons teen mekaar moet staan. Nee, die hoofrede, as jy teruggaan en gaan kyk wat die ouens sê, dis nie hoekom hy die agterkant nie toe was nie. Die rede hoekom hy die agterkant nie toe was nie, jy mag nie weggehardloop het nie. Ons dink dit is dat jy teen rug moet staan en so moes veg. Ek dink daar's waarheid in dit. Natuurlik het ek jou nodig en jy het my nodig. But the main reason hoekom die borsharnas nie agtertoe was nie is, you won't allow to run away. En baie van ons het weggehardloop van God se waarheid. Ons trek nie meer die wapenrus, ons soek die wapens, ons soek die guns, ons soek die aansien, ons soek die roem, ons soek die ryk. But we don't want to dress according to God's purpose. Borsharnas van geregtigheid, nommer 3, skoene van vrede. Daardie vrede in die midde van 'n wêreld wat vol konflik is. Ek en jy is veronderstel om God se waarheid te bring, dis vrede. Dis nie afwesigheid van 'n oorlog nie, dis die werk van die Heilige Gees. In is gegeewe omstandighede. Wat moet ek sê vir my kind? Wat moet ek sê vir my personeel? Wat moet ek sê vir my baas? Wat moet ek sê? Wel, partykeer, en ek het dit vir die span hierdie week gesê, the loudest sermon I'll ever pray is the way that I impact your life, en hoe ek jou laat voel is die grootste preek wat ek preek. As jy van my af wegstap, that's my biggest sermon, the way I let you feel. Baie ons dink dit is die mannerismes en die invloedryk van woordeskat en hoe 'n mens goed kan opsê en you well spoken and you well presented and you well dressed and you wow. No. Bring ek 'n vrede. Want dis waaroor die evangelie gaan. God se plan. Vrede in my familie. Vrede in my besigheid. Eenheid tussen spanlede. Nie my way nie, God's way. Nie my sê nie, what did God say? So skoene van vrede. Skild van geloof. Ek dink baie keer misinterpreteer ons wat daar staan. Geloof blus pyle. Daar word daagliks pyle op jou afgevuur. Partykeer is dit goed wat jy oor jouself sê, partykeer is dit wat jou maatjie van jou sê, dalk is dit 'n familielid of iemand oor jou sê, spreek 'n vloek uit, spreek iets negatief. Ag, jy's 'n domkop of jy's onnosel of jy's simpel of jou ma is jou dood gelê het of ag, ek weet nie wat so goed ons partykeer alles hoor nie. Partykeer is jy nie die een vir wie dit sê nie, jy is partykeer die een wat dit vir ander sê. En al wat dit kan keer is die skild van geloof. Hier's die ding, wil jy met die prentjie sien, as jy die skild van geloof het en 'n pyl word afgevuur en jy's bang en jy koes, tref daai pyl dalk jou vrou. En jy koes, tref hy dalk jou kinders. En jy koes, tref dalk jou personeel. You need to stand. And before you fight, you need to be dressed in a way waar jy jou mense beskerm. En daarvoor het jy die skild van geloof nou, staan saam met my asseblief. Helm van verlossing. Hierdie is 'n smart ene. It matters what happened between your ears. Ons denke. Ek vra die Here elke oggend as ek wakker word, nou Here asseblief mag ek net dink wat U wil hê ek moet dink. En hoe mense dit weet en hoe ek myself hoor is wat by my mond uitkom. Ek dink nie altyd die regte goed nie. Daarom sê ek nie altyd die regte goed nie. Maar hoe meer ek dink oor God en sy plan vir my lewe, en dat daar een tree tussen lewe en dood is, en dit wat daarmee gepaard gaan, vra kom Here asseblief, mag hierdie sompompie binne reg werk. Mag hierdie ding gekalkuleerde besluite maak. Mag ek stadig wees om te praat, maar vinnig om te hoor. En dis hoekom jy hierdie kleredrag moet aantrek, nog lank voordat jy fight. Get it in place, die swaard van die Gees. Telkens het Jesus gesê, Matteus, 3 keer het hy die duiwel geantwoord, Matteus 4, vers 4, 7 en 10 het hy geantwoord en gesê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Wanneer jy slegte nuus ontvang, hoe reageer jy daarop?
Wanneer jy in 'n situasie is en groot besluite moet maak, hoe reageer jy daarop? Wanneer daar 'n konflik na jou kant toe kom, of dis eenheid is, of dalk 'n konfrontasie, of jy's nie presies seker nie, antwoord jy met die skrif? Ek kom agter, en my vrou is regtig op 'n baie besonderse plek, ek ander die journey waarop sy is. As ek nou met 'n argument by die huis kom of ons in 'n woordewisseling is, en asseblief julle dink nou dit is verskriklik daar by ons huis. Jou lieger, jou huis is dieselfde. Ons almal beleef goed van tye. Daar's nie storms in my huis nie. Ek veroorsaak partykeer die storms en die oorlog en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar nou begin my vrou my met skrif antwoord. Jesus, ek word kwaad vir haar. Jesus, maar weet jy wat? Die oomblik wanneer sy met skrif na my kant toe kom, weet ek nie meer wat om te sê nie. Dan is die eerste ding wat ek doen, is ek sê sorry. Al kon ek die argument wen, ek sou die oorlog verloor het. Ek sou my vrou geknyp het. But when she answered me with the Bible, I'm sorry Lord, you're right, that's the highest authority in my life. Daar's 'n oorlog wat niemand sien nie. Maar ek en jy het nodig om dinge anders te doen, so trek die swaard. Kry God se woord in jou kant. Sit die gordel aan. Vandag sit daai borsharnas aan. Kom nou ons hou daai skild, sit die skoene van bereidheid aan. Ek gaan bereid wees om hierdie evangelie. Ek gaan vrede bring. Waar ek is iemand wat probleme oplos. Ek gaan nie probleme maak nie. Ek gaan nie deel wees van die konflik nie. Ek gaan deel van die oplossing. En dan laastens, I'm going to do it with God's word. His spirit is his word. His word is his spirit. Hulle is onafskeidbaar van mekaar. Maar antwoord die omstandighede met skrif. Beleef jy siekte? Wat sê die skrif? Beleef jy uitdagings? Wat sê die skrif? Wat ook al na jou kant toe kom vandag, jy sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van jou getuienis. Maak seker jy sê die regte woord oor jouself. Kom ons bid saam. Here, help ons in Jesus naam. En almal sê, moenie hierdie reeks mis nie. Dit gaan jou bless. Sien jou volgende week om 6.